by vers 1, baie bekende verhaal. Daarna het Jesus na die oorkant van die see van Galilea, dit is van Tiberias gegaan. Ons het laasweek 'n bietjie agtergrond geskets en so, en ek gaan dit nou nie weer doen nie. En 'n groot menigte het hom gevolg, omdat hulle sy tekens gesien het wat hy aan die siekes doen. En Jesus het op die berg geklim en daar met sy disippels gaan sit, en die Pasga, die fees van die Jode, was naby. Toe Jesus dan sy oë opslaan en sien dat 'n groot menigte na hom kom, sê hy vir Filippus, waarvandaan sal ons brood koop, sodat hierdie mense kan eet? Maar hy het dit gesê om hom op die proef te stel, want hy het self geweet wat hy wou doen. Filippus antwoord hom, brood vir 200 pennings sal nie genoeg wees vir hulle. Ekskuus, sodat elkeen van hulle 'n stukkie kan kry nie. Een van sy disippels, Andreas, Simon Petrus se broer, sê vir hom, hier is 'n seentjie wat 5 garsbrode en 2 visse het, maar wat is dit vir so baie mense? En Jesus sê, laat die mense gaan sit, en daar was baie gras op die plek. Die manne het toe gaan sit, omtrent 5000 in getal. En Jesus het die brode geneem, en nadat hy gedank het, deel hy dit uit aan sy disippels, en die disippels weer aan die wat daar sit, so ook van die visse, soveel as hulle wou hê. En nadat hulle versadig was, sê hy vir sy disippels, maak die brokstukke bymekaar wat oorgeskiet het, sodat niks verlore gaan nie. Ons gaan vanmôre net tot daarso lees. Ek bid Here dat U hierdie woord aan ons harte sal seën, dat ons elkeen geopende ore sal hê en U woord aan ons elkeen individueel vanmôre sal hoor en onderskei in die naam van Jesus Christus. Amen en amen. Die vermeerdering van die brood en die vis is een van daardie teksgedeeltes wat jou bybly. Dit ontgaan jou nie, ons vergeet dit nie. Ons behoort nie eintlik te praat van Jesus wat die 5000 gevoed het nie. 'n Beter beskrywing sou gewees het, Jesus voed 20000. Want ons 5000 mans sonder die vroue en die kinders. So die meeste Bybelkommentators is dit eens dat ons baie maklik van 20 mense kon praat. Ons vergeet hierdie verhaal nie maklik nie. Dis een van die hoogtepunte tussen al die wonders en die tekens van die Here Jesus. Dis ook 'n verhaal wat ons gereeld quoteer. Is dit nie so nie? As Jesus vir 5000 mense kon kos gee, kan hy vir my sorg. Ons quoteer dit gereeld. Dis 'n geloofwekkende verhaal. Dit is buiten vir die kruisiging van Jesus, al daardie gebeure, die enigste verhaal wat in al 4 die evangelies voorkom, Matteus, Markus, Lukas en Johannes. Dit moes dus iets baie belangrik vir ons sê, as dit in al 4 evangelies voorkom. Spurgeon het gesê, dit is in al 4 evangelies opgeteken, sodat ons nooit sal vergeet hoeveel die Here kan doen met die bietjie wat ons hom gee nie. Nou die laaste vers van Johannes se evangelie gee vir ons die rede dat Johannes al hierdie wonders en tekens opgeteken het. Die doel van die evangelie van Johannes, die doel van die boek. Dit sê in Johannes 20 vers 30 en 31, nog baie ander tekens het Jesus voor sy disippels gedoen, wat in hierdie boek nie beskrywe is nie, maar hierdie is beskrywe dat julle kan glo dat Jesus Christus is, die Seun van God, en dat julle deur te glo die lewe kan hê in sy naam. Dis die doel van elkeen van hierdie wonders en tekens in die evangelie van Johannes. Ek gesels vanmôre met u oor 3 punte. Eerste punt, Jesus en die uitdaging. Tweede punt, Jesus en Filippus. En die derde punt, Jesus en die skare. In die eerste plek, Jesus en die uitdaging. Johannes 6:5. Toe Jesus dan sy oë opslaan en sien dat 'n groot menigte na hom kom, sê hy vir Filippus, waarvandaan sal ons brood koop, sodat hierdie mense kan eet? Maar hy het dit gesê om hom op die proef te stel, want hy het self geweet wat hy wou doen. Ekskuus. Vir Jesus was hierdie situasie nie 'n uitdaging nie, want hy het geweet wat hy wou doen. Vir sy disippels was dit 'n uitdaging geweest. Hy het hulle omgee uitgedaag.
Hoe gaan hulle reageer teenoor ander se nood? Hy het hulle geloof uitgedaag. Hoe gaan hulle reageer te midde van hierdie krisis wat hy vir hulle aanbied? Ons lees dieselfde verhaal in Markus 6, en dit staan, en toe dit reeds laat geword het, kom sy disippels na hom en sê, die plek is verlate, en dis reeds laat, stuur hulle weg, sodat hulle na die buitewyke en dorpe rondom kan gaan, om brood vir hulle self te koop, want hulle het niks om te eet nie. Maar hy antwoord en sê vir hulle, gee julle aan hulle iets om te eet. Die disippels was menslik. Die disippels was skerpsinnig. Die disippels het besef, hier's 'n nood. Die disippels het besef, hier's 'n werklike probleem, 'n werklike nood, en die disippels het besef, iets moet gedoen word, en hulle maak hulle plan. Wat is hulle plan? Kom ons vandag nou die diens, Here. Ons het vroeg hier aangekom, ons het heel middag hier teen die hang gesit. Die plan is dit, hierdie ouens is honger, dis die krisis. Die plan is, kom ons vandag die diens, en dan kan hulle gaan na die omstreke, en kan vir hulle gaan kos koop. Ek dink hulle harte was nie op 'n verkeerde plek nie. Hulle sien 'n probleem, hulle sien iets. Wie sien, hulle oplossing hou nie rekening met Jesus nie. Ek dink elkeen van ons het in ons onderbewuste, in ons agterkop, hierdie gedagte dat as ons dinge reg doen, en as ons die regte dinge doen, dan sal dit met ons goed gaan, dan gaan dit beter met ons gaan, of dan gaan ons 'n makliker lewe hê. En luister, dit is gedeeltelik waar, hoor. Die Here kan ons nie ons stupidheid seën nie. Nee. Hy sê as iemand wysheid kort kom, bid dit van die Here af. Hy sê gebruik jou goeie verstand. So, dis gedeeltelik waar, maar as ons vir 'n oomblik dink dat ons alle uitdagings kan uitskakel deur net die regte dinge te doen, deur net reg op te tree, dan maak ons 'n fout. Want luister, soms bring iemand anders se optrede 'n uitdaging in jou lewe. Soms bring iemand anders se sonde 'n uitdaging in jou lewe. Soms bring iemand anders se keuses 'n uitdaging, 'n omstandigheid in jou lewe. Het jy al daaraan gedink, broer, dat jou sonde die lewe vir jou vrou en kinders moeiliker maak? Hulle betaal 'n prys vir jou sonde. Het jy al daaraan gedink dat jou swak besluite dinge moeiliker maak vir die mense om jou by die werk? Het jy al daaraan gedink dat jou swak besluite dinge vir die gemeente moeiliker maak? Jy. Jou besluite, jou keuses. Feit is dat ons almal uitdagings beleef. Die lewe toets ons. Omstandighede in ons land toets ons. Moenie sê dit doen nie. Ongelukkig praat ons deesdae of dit net dit is. Maar ja, omstandighede in ons land toets ons. Omstandighede in die dorp toets ons. Gewone dag tot dag bedrywighede toets ons. Luister, dinge wat 10 jaar en 20 en 30 jaar gelede maklik was, eenvoudige goed, is nie meer maklik nie. Dit raak 'n toets. Dis al 'n toets om net Spar toe te ry, Rian. Vroeger was dit nie 'n probleem nie. Eenvoudige dinge raak 'n uitdaging, raak toetse. En ons kom daagliks voor uitdagings te staan, maar luister, die uitdaging wat jy vandag beleef, is nie vir die Here 'n uitdaging nie. Dis nie vir hom 'n uitdaging nie. Die tweede punt, Jesus en Filippus, ons gaan nou almal by mekaar bring. Toe Jesus dan sy oë opslaan en sien dat 'n groot menigte na hom kom, sê hy vir Filippus, waarvandaan sal ons brood koop, sodat hierdie mense kan eet? Hoekom vir Filippus? Ekskuus, die disippels met wie Jesus die meeste gepraat het, was wie? Petrus en Johannes. Elke keer, Petrus en Johannes. Petrus was die go-getter. Petrus was die mees uitgesproke. Petrus was dalk die mees dinamiese. Petrus was definitief een met die sterkste persoonlikheid onder die disippels. Maar Jesus rig hierdie vraag aan Filippus. En 'n eenvoudige antwoord sou wees dat Filippus is van daardie omgewing waar hulle nou besig was om te bedien. Hy was van 'n omgewing. Hy het geweet waar is die checkers.
Maar daar's 'n ander rede ook. Filippus het 'n sekere gedagtegang gehad en die Here Jesus wil vir ons van al die eeue iets leer en daarom gebruik hy Filippus met sy persoonlikheid, sy karakter, sy gedagtegang om vir ons iets te leer. Wat was Filippus se gedagtegang? Filippus was 'n analitiese ou. Filippus was berekenend. Filippus was nugter denkend. Hy was 'n planmaker. McLaren beskryf dit so. He was a man of figures. He believed in what could be put into tables and statistics. Yes, and like a great man, other people of his sort, he left out one small element in his calculations, and that was Jesus Christ. And so his answer went creeping along the low level. Hy kon somme maak. Hy was 'n boekhouer. Hy was 'n ou planmakertjie. Filippus doen dadelik berekeninge. Filippus gaan koop vir hulle brood en Filippus begin dink. Hy sê 200 penning sal nie genoeg wees om vir hierdie mense brood te koop nie. 'n Penning was 'n dagloon. Hy sê 200 daglone sal nie genoeg wees om hierdie mense kos voor te koop nie. Nou daar's redelike eensstemmigheid dat 200 pennings is ongeveer in vandag se rande R260,000. Dit klink baie. Wat wil jy vir hulle koop? Vul dit. Nee. Maar deel 260 en 20,000 in. Dan is dit R13 per persoon. Filippus sê, al het ons al hierdie daglone van 200 dae, sal ons nie vir hierdie mense kan kos kry nie. En as ons vir elkeen dan R13 gee, weet jy wat hulle gaan koopie, maar 'n halwe brood, ja, hulle kan halwe brood kry. Waar gaan ons 'n bakkery kry wat soveel brood kan bak? Filippus was nie verkeerd, luister, Filippus was nie verkeerd toe hy begin somme maak het nie. Hy was verkeerd toe hy Jesus nie by sy somme ingereken het nie. Hy praat met Jesus. Hy praat met Jesus. Maar hy vertrou nie op Jesus nie. Hy was die hele tyd by elkeen van die ander wonders en tekens. Hy praat met die antwoord, maar hy vertrou nie op die antwoord nie. Hy praat met Jesus, maar hy onthou nie wat Jesus kan doen nie. Sou 'n beter antwoord gewees het, Rian, en dis dan die voordeel wat jy het van retrospeksie, né? Sou 'n beter antwoord nie gewees het nie. Here, ek het nie 'n klou waar ons vir die mense gaan brood kry nie, maar ek is seker u kan 'n plan maak. Maar kom ons wees nou eerlik, so ek en jy dit gesê het. Nee. Hy gooi sy hande in die lug, en hy maak 'n menslike plan. Derde punt, Jesus in die skare. Daarna het Jesus na die oorkant van die see van Galilea, dit is van Tiberias gegaan, en 'n groot menigte het hom gevolg, omdat hulle sy tekens gesien het, wat hy aan die siekes doen. Ons weet iets van die skare af. Wat weet ons van hulle? Ons weet hulle was 20,000. Ons weet die mans was omtrent 5,000. Ons weet hulle het heel middag gesit, dat Jesus hulle leer, daar op die gras, teen die heuwel. Ons weet ook dat hulle motief was om Jesus te volg. Hulle het hom gevolg weens die dinge wat hy kon doen, en nie omdat hulle geglo het, hy is die Messias nie. Hulle het hom gevolg omdat hulle beïndruk was deur Jesus, maar hulle was nog nie beïnvloed deur Jesus nie. Hulle was beïndruk deur sy dade, maar nog nie beïnvloed deur sy karakter van genade en van liefde nie. En wat is Jesus se reaksie op hierdie skare wat hom volg? Hy wou bietjie wegkom en hulle volg hom, en hulle motief is nie so baie mooi nie, maar wat is sy reaksie? En die skare het hulle sien weggaan, en baie het hom herken, dis nou Markus 6,
en te voet van al die stede af daar saamgestroom en voor hulle uitgegaan en by hom vergader. Jesus klim in die bootjie, hy is besig om te vaar. Hierdie ouens kyk hom van die wal af, hulle sien ook, hy gaan so toe, kom ons vat die pad en ons hardloop vinnig hier om, laat ons ook gaan voorlê. En toe Jesus uitklim, sien hy 'n groot menigte en hy het vir hulle innig jammer gevoel, omdat hulle so skape sonder herder was en hy het hulle baie dinge begin leer. Wat is Jesus' reaksie op die skare? Dis baie maklik, pastoor. Hy voel jammer vir hulle en toe gee hy hulle kos. Dis mos hoe ons sou dink. Hy voel jammer vir hulle, toe gee hy hulle kos. Nee! Hy het in die eerste plek vir hulle jammer gevoel omrede daar geestelike nood by hulle was en hy leer hulle eers. Ons sien iets van God se orde hierso. Hy leer hulle iets en toe versorg hy hulle. Hy het eers interaksie met hulle, toe versorg hy hulle. Hoor jy ook iets van Matteus 6, vers 33, wat sê? Soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al die dinge, sy hulle bygevoeg word. Luister kerk, selfs my fisiese nood, sal nie hierdie orde van God omverwerk nie. Sal nie. Jy het hom eerste nodig. Jy het hom meer nodig as enigiets anders. As God jou lief gehad het nie, as God jou nie lief gehad nie, het hy jou eers die brood gegee. Maar omdat hy jou lief het, sê hy kom, jy gaan eers 'n rukkie by my sit. Jy het my meer nodig. Want ek kan vir jou brood gee en kan hel toe gaan. Jy behoort om eerste te soek. Jy behoort op die gras stil te gaan sit by die Here en toegelaat te word dat hy jou leer, dat daar inspraak in jou lewe is en dan sal jy ook die tydelike dinge bykry. Gary Player het gesê, dit bly vir my een van die fantastiese treffendste aanhalings wat ek ooit gehoor het en ek gebruik het reël vir die kinders ook. Gary Player het gesê, the more I practice, the luckier I get. Baie treffend. The more I practice, the luckier I get. Hoe meer ek van hom leer, hoe meer is die onverklaarbare in my lewe. Hoe meer ek van hom leer, hoe groter is die dinge wat ek nie kan verstaan rondom God nie en wat in my lewe manifesteer. Hoe meer ek my kennis van hom raak, hoe groter die bonatuurlike in my lewe. Want dit is so geloofwekkend om hom te hoor praat. Om op die gras te gaan sit en om te luister. Die skare se motief was nie noodwendig reg nie, maar die Here bewys genade aan hulle deur hulle geestelik te voed en ook fisies te voed. Ons stel God se genade dikwels gelyk aan fisiese dinge. Dis nie noodwendig verkeerd nie. Broer, jy het 'n baie mooi bakkie, pastoor, die Here se genade oor my is so goed. Pastoor, die Here is so goed vir my, ons slaap warm en ons eet dikpens en ons is okay. Pastoor, die Here se genade is so goed vir my, ons kom bietjie op vakansie gaan, dis goed. Maar luister, God se genade bring eerste die geestelike dinge na jou toe. Pastoor, die Here se genade is so goed vir my, ek kan bid. Die Here se genade is so goed vir my, sy gees woon in my. Sy genade is so groot vir my, ek ervaar die gees van God in my werk. Sy genade is so goed vir my, ek kan ander bedien, ek kan die Bybel verstaan. Die genade van God is so groot vir my, pastoor, as ek die Bybel oopmaak, dan praat God met my. Ek gaan amper land, ek maak 'n toepassing. Voor watter uitdaging staan jy vandag? Ek dink as ons daar agter begin en ons vra elkeen,
Gaan jy ergens 'n uitdaging hê? Miskien my kinders, my gesondheid, my siege, my slegte werksomstandighede, of my werkloosheid, of my huwelik, of my geld, of ek het geen toekomsvooruitsig nie. Ek kyk na môre en oormôre en volgende jaar en ek vra, is dit, wat hou die toekoms vir my in? Dalk het jy jou geloof verloor, is 'n vreeslike ding, as 'n mens sy geloof verloor. Dalk sukkel jy om te studeer, of jy is onseker oor die toekoms. Dis so 'n uitdaging wat mense vandag belewe. Is daar vir my 'n toekoms? Wat is die toekoms? Is dit die moeite werd? Hierdie dinge is vir jou 'n uitdaging, maar nie vir God nie. Jou geld is vir jou 'n uitdaging, nie vir God nie. Jou kinders is vir jou 'n uitdaging, veral as jy tieners het. Jou kinders is vir jou 'n uitdaging, maar dit is nie vir God 'n uitdaging nie. Die feit dat jou kinders vandag nie die Here dien nie, is nie vir God 'n uitdaging nie, is vir jou 'n uitdaging. God het 'n plan vir jou omstandighede. God het 'n plan vir jou uitdaging. Doen ek en jy ook wat Filippus gedoen het? Ons vra eers vir onsself, wat gaan ek doen? Hoe gaan ek hierdie situasie beredder? In plaas daarvan om God te vra, wat gaan U doen? Here, ek het nodig dat U my help. Here, ek het nou nodig dat U my asseblief sal help. Die Christense perspektief behoort minder selfafhanklik te wees en meer God afhanklik te wees. Maar binne in ons het ons hierdie instinktiewe selfafhanklikheid. En dis presies wat Jesus uitdaag met ons. Ons instinktiewe selfafhanklikheid moet sterf. Hoekom? Want ek bring God eer as ek op hom vertrou. Dis hoekom hy wil hê dit moet sterf. Waarom is ons so selfafhanklik? Filippus kon somme maak, maar het God buite rekening gelaat. Moenie luister. Jy gaan harde tyd om die ding te edit. Moenie luister. Moenie TV nuus kyk en God buite rekening laat nie. Moenie na jou kinders kyk en die dinge wat hulle doen en God buite rekening laat nie. Moenie na jou werksomstandighede kyk en God buite rekening laat nie. Moenie na jou nood kyk en God buite rekening laat nie. Moenie na die bloedtoetse kyk en God buite rekening laat nie. Moenie asseblief na jou toekoms kyk en God buite rekening laat nie. Weet jy wat doen ons? Ons kyk na ons toekoms en ons gooi by die berekeninge, die ANC en die EFF en ek weet nie wat, maar ons stel nie God by die berekeninge nie. Kan ek jou nog iets sê? Moet asseblief nie na jou sonde kyk en God buite rekening laat nie. Daar's niks wat jy kan doen. Jy maak dalk somme en jy sê, daar's 'n klomp goed wat ek verkeerd doen. Okay, ek gaan 'n plan maak. Ek gaan dit en dit en dit en dit. Miskien gaan ek dit beter maak. Moenie na jou sonde kyk en God buite rekening laat. Dalk is dit tyd dat jy nou vir eers ophou planne maak. Dalk is dit tyd dat ek en jy nou eers 'n bietjie ophou somme maak. Die skare, wel die skare het niks verdien nie. Maar hulle het gekry omdat hulle gebly het. Hulle het nie verdien nie. Jy kan nie brood en vis verdien nie, jy kan nie God se versorging verdien nie, jy kan nie God se seën verdien nie, jy kan nie God se wonders en tekens in jou lewe verdien nie, jy kan nie God se uitreddende hulp verdien nie. Ek wil dit weer sê, jy kan nie God se uitreddende hulp verdien nie. Al wat jy kan doen is om by sy voete te bly.
Jy kry net omdat jy op die gras gaan sit het en na Jesus geluister het. Hierdie skare se motief was nie so heeltemal so edel nie, maar dis oukei. Dis oukei. Want hulle was daar met 'n verwagting en hulle het gebly. Ek wonder toe ek hierdie voorberei, dien ons ooit nog die Here? Maak ons nog tyd om op die gras te gaan sit? Of het ons so besig geraak met somme en planne? Ons maak onsself so moeg. Staan 'n bietjie saam met my op. Here, ek bid dat hierdie woord, hierdie verhaal wat Johannes opgeteken het, sal praat en praat en praat in hierdie week. Ek bid dat die Heilige Gees hierdie woord oor en oor vir ons sal preek, vir my eerste, Here. En hierdie woord lewend sal hou in hierdie week. Here, dat voordat ons potlode skerp maak om te begin somme maak, ons net eers sal stop en U sal vra. Want as ek U vra, Here, dan erken ek U is groter as ek. As ek U vra, Here, dan erken ek U is God. As ek U vra, Here, dan plaas ek my geloof in U en U sê U eer geloof. U word behaag deur geloof. Here, in hierdie week, voor ek planne maak en somme maak, dat die Heilige Gees my net sal herinner om eers vir U te vra. In Jesus naam. Here, ek dank U vir die woord. Ek dank U, Here my God, vir U woord.